Hallo almal, welkom by Mathematics se video. Vandag gaan ons gesels oor getallestelsels, part 1. Waarop gaan ons fokus? Ons gaan fokus op ewige getalle, onewige getalle, veelvoude, natuurlike getalle, telgetalle, heelgetalle en vierkantsgetalle. Wat is belangrik? Jy moet weet watter getal kom onder wat se groep. En jy moet weet hoe elke groep se simbool lyk. Ewe en onewe getalle. Ons doen dit al soos vir jare al. Ewe getalle is alles wat deelbaar is deur 2. Soos ewe getalle is soos 2, 4, 6, 8 ensovoorts. Onewe getalle is alles wat nie deelbaar is deur 2 nie. Onewe getalle 1, 3, 5, 7, 9 en 11. En nou as hulle vir jou in 'n vraag vra, lys vir my die eerste 3 ewe getalle, dan skryf jy. Ewe getalle, jy moet ewe getalle skryf, is gelyk aan en hierdie hakkie. Jy moet daardie krulhakkie gebruik. Jy mag nie net 'n normale hakkie doen nie, jy moet 'n krulhakkie gebruik. Dan skryf jy 1, 4, 6 en dan sluit jy jou hakkie. En as hulle vra, lys jy eerste 3 onewe getalle, dan skryf jy onewe getalle is gelyk aan daardie krulhakkie 1, 3, 5 en dan sluit jy jou krulhakkie. Maar of course, gaan hulle nie vir jou vra, lys die eerste 3 ewe of onewe getalle nie. Hulle gaan vir jou 'n getallestelsel gee, of 'n getallelyn, meer 'n getallelyn gee, dan moet jy nou van daar af al die ewe getalle sê wat in daardie getallelyn is, of ja. Veelvoude. Dis soos ook 'n ding wat ons al vir jare doen. Ek dink ons leer dit al van graad 1 af. So veelvoude, dis 'n spesifieke getal wat heeltyd oor en oor met homself geplus word. Soos 2, die veelvoude van 2 is 2, 4, 6, 8 en 10. Jy kan sien dat 2 word heeltyd bygetel. En by 4 is dit 4, 8, 12, 16, 20, 4 word heeltyd bygetel. En 9, 18, 27, 36, 45, 9 word heeltyd bygetel. En ek het nou gesien hierso, hulle sê nie nou, kom sê hulle sê vir jou, lys die eerste 3 veelvoude van 2. Dan maak jy hierso 'n V en 'n klein 2 is gelyk aan jou krulhakkie. Dan sê jy 2, 4 en 6, dan sluit jy jou hakkie. En jy moet hierdie kommapunte gebruik. Jy mag nie 'n normale dubbelpunt gebruik nie. Dit is verkeerd. Jy moet 'n kommapunt gebruik. Want as jy 'n dubbelpunt gebruik, dan gebruik jy verhoudings. Nou kom ons sterf 'n bietjie by nuwe werk. Natuurlike tel en heelgetalle. Natuurlike getal se simbool is 'n N. Net 'n normale N, maar jy moet die N so skryf. Jy hoef dit nie so akkuraat te maak nie, jy kan net soos 'n normale N so teken met 'n lyntjie so deur. Dan natuurlike getalle begin altyd by 1. Jy moet eintlik hierso 'n krulhakkie gesit het, maar dis fyn. Julle weet ons moet krulhakkies gebruik en julle hoef nie te skryf natuurlike getalle nie. Jy kan net die simbool en dan die krulhakkies bysit. Net skryf. Telgetalle is 'n N, maar net 'n nulletjie onderby. Telgetalle begin by 1 en hy gaan vir ewig begin by 0 en hy gaan vir ewig en vir ewig en vir ewig aan. Heelgetalle word as 'n Z gebruik, die simbool. So jy maak jou Z en dan 'n lyntjie so deur. Z is al jou negatiewe getalle as ook al jou positiewe getalle. Soos hierso by die 0. Kom ons maak so. As jy soontoe kyk, is dit negatiewe getalle. As jy soontoe kyk, is dit positiewe getalle. En hoe ek dit makliker onthou is, kom ons sê ons nou werk met natuurlike getalle. Dan gaan hulle ietsie sê soos, nie ietsie sê nie, maar hoe ek dit makliker onthou is, kom ons sê die juffrou sê vir jou, net soos 'n normale vraag, jy tel tot by 10. Dan sê jy 1, 2, 3, 4, 5.
Jy begin nie by 0 nie. Jy begin natuurlik altyd by 1. Soos natuurlike getalle, natuurlik begin jy by 1. Jammer, by 1. Telgetalle is redelik maklik om te onthou. Jy kan sien daar is hierdie nulletjie hieronder. Daar's daar die 0. So jy weet hy begin by 0 en dan al jou positiewe getalle. Dis 0 en vir ewig aan, of jy kan dit op 'n ander manier onthou. Kom ons sê as jou vrou vir jou spesifieke getal gee van waar af moet jy begin en stop, gaan hulle sê begin tel vir my van 0 tot 10. Dus as jy nooit tel van 1 tot 10, as jy gewoonlik 0 tot 10, dan sê jy 0, 1, 2, 3, 4, 5 tot en met 10. En dan heel getalle is dit positief en negatief. Jy moet dit net weet, dis positief en negatief en dis dit. En hoe hulle hierdie telgetalle, heelgetalle goeders kan vra is, hulle kan vir jou 'n getal gee of 'n lys van getalle. Hulle kan dan sê is 5 'n telgetal. Dan moet jy sê ja, 5 is 'n telgetal. Of hulle kan sê is -2 'n telgetal, dan moet jy sê nee, hy is nie, want -2 is negatief. En heelgetalle, telgetalle is van 0 af vorentoe. Nou kom ons by vierkantsgetalle. Dit is redelik maklik om te onthou. Dis 'n getal wat heeltyd met homself vermenigvuldig word. Soos 1 maal 1 is 1. 2 maal 2 is 4. 3 maal 3 is 9. 4 maal 4 is 16. 5 maal 5, 6 maal 6, 7 maal 7, 8 maal 8, 9 maal 9, 10 maal 10. En dan gaan hy so vir ewig aan. Dit is basically wat vierkantsgetalle is. Dan sê hulle, luister eers die 3 vierkantsgetalle, dan skryf jy letterlik vierkantsgetalle is gelyk aan krulhakkie 1, 4, 9 en dan sluit jy hom. Maar hulle gaan dit gewoonlik vir jou in 'n getallestelsel gee wat ons gaan doen nou. Dan gaan hulle vir jou vra, gee vir my al die vierkants, gee al die getalle wat in die getallelyn is. Of nee, sê of hierdie getal 'n vierkantsgetal is. Dan moet dit probeer nou uitwerk, is dit een. Ja, julle gaan nou sien, ons gaan vrae doen. OK, nou kom ons by die kombineerde vrae. Soos wat jy kan sien is hierso vrae van 1 tot 5 en jy gaan dan hierdie getalle lyn of stelsel of lyn, ek dink getalle lyn gebruik. Dus hoe dit gaan plus minus lyk in 'n toets. So hier is jou vraag 1 tot 5 en dan moet jy dit beantwoord van al die getalle wat nou in hierdie hakies is. Ek gaan vir jou nou die antwoorde gee. Skryf dit verlang op 'n stukkie papier wat jy dink die antwoorde is en dan gaan ons nou begin met die vraag. OK, kom ons begin met vraag 1. Hulle sê vir jou, skryf al die veelvoude van 5 neer wat heelgetalle is. Dan skryf jy verlang die simbool vir veelvoude. Dis 'n V met 'n klein 5 is gelyk aan jou krulhakkie. En hulle sê al die veelvoude van 5 neer wat heelgetalle is. En heelgetalle is al jou negatiewe en positiewe getalle. Nou begin ons by die negatief. Minus 50 is 1. Minus 37, nee. Minus 16, nee. Minus 1, nee. 0, nee. 5, ja. 6, nee. 7, nee. 10, ja. 13, nee. 16, nee. 34, nee. 35, ja. 36, nee. 49, nee. 58, nee. So nou kan jy sien, dit is minus 50, 5, 10 en 35. Nou skryf jy minus 50 en 35. As hulle gevra het, skryf al die heelgetalle wat veelvoude van 5 is, dan gaan jy geskryf het 'n Z met jou krulhakkie en alles van daai. Jy moet net kyk vir wat vra hulle. Hulle sê skryf al die veelvoude van 5 neer. Skryf al die veelvoude van 5 neer wat heelgetalle is. Maar as hulle gevra het, skryf al die heelgetalle neer wat veelvoude is van 5. Dan gaan jy hierdie Z gebruik. OK, nou kom ons by vraag 2. Skryf
2 telgetalle wat vierkantsgetalle is? Nee. Telgetalle is alles van 0 en vir ewig aan. So nou sien jy, hier is jy 0, so ons gaan nie werk met hierdie negatiewe getalle nie. So wat is vierkantsgetalle alweer? Dis ons alles wat 'n spesifieke getal wat heeltyd met homself vermenigvuldig word. Wel nie 'n spesifieke getal nie, dis die getal. So 1 maal 1, 2 maal 2, 3 maal 3, 4 maal 4 en dan 4 maal 4, jammer. 4 maal 4. En dan gaan hy vir ewig aan. So nou gaan ons eers uitfigure. Wat is 1 maal 1? Dit bly 1. 1 maal 2, 2 maal 2 is 4. Nou sien jy hier 2 en 'n 4, nee. 3 maal 3 is 9. Is hier 'n 9? Nee. 4 maal 4 is 16 en hier is 'n 16. OK. Ons gaan aan. 5 maal 5 is 25. Is hier 25? Nee. 6 maal 6 is 36. Is hier 36? Ja, hier is. 7 maal 7 is 49. En dan 8 maal 8 is 64. So telgetalle, 2 telgetalle wat vierkantsgetalle is 16, 36 en 49. En as jy regtig bietjie slim was en bietjie uit die boks uit gedink het, is 0 ook 'n telgetal. Hoekom? 0 maal 0 is gelyk aan 0. So 0 is ook 'n telgetal. Maar meerderheid van julle gaan nie 0 geskryf het nie. So julle gaan eintlik geskryf het 16 en 36 of dalk 49. En hoe skryf jy nou vierkantsgetalle se antwoord neer? Jy skryf letterlik 4 kantsgetalle, dit is so lelik geskryf. Vierkantsgetalle is gelyk aan die krullakkie, dan skryf jy 0 en 16, of jy kan gesê het 16 en 36, of jy kan geskryf het 36 en 49, of in enige volgorde hoe jy wil. Jy hoef nie elke kraaltjie te skryf nie, jy kan net hom skryf of net hom of net hom. Want hulle vra net vir 2 telgetalle en hier is op die oomblik 2, 4, 6 telgetalle gegee. En jy moes net 2 gee. So jy kan een van hierdie 3 hakies skryf. Nou kom ons by vraag 4. Skryf 2 natuurlike getalle neer wat veelvoude is van 4. Natuurlike getalle begin altyd by 1 en dan vorentoe. So dan soek jy vir 1, daar is nie 1 nie, maar jy weet dit begin by 1 en alles agter die 1 gaan ons dan dood krap. OK, nou sê hulle gee 2 natuurlike getalle wat veelvoude is van 4. Natuurlike getalle se simbool is 'n N. Wel, net 'n N is gelyk aan jou krulhakkie. Nou gaan jy 'n veelvoude van 4 tel totdat jy die hele getallelyn klaar gemaak het. OK. 4, 8, 12, 16. OK, hier is 16. 20, 24, 28, 32, 36, 40. OK. Dit is al veelvoude wat van 4 is. En dan vra net vir 2 en daar is net 2. OK. So nou skryf jy hierso 16 en 36. Uiteindelik die laaste vraag. OK. Skryf 3 opeenvolgende getalle neer. So,
telgetalle neer. Telgetalle begin by 0 en dit gaan dan vir ewig aan. So dan krap ons aan hierdie dood. Ok, skryf 3 opeenvolgende telgetalle. Opeenvolgende getalle is soos, hulle volg op. Soos 1, 2, 3, hulle volg op. 22, 23, 24, hulle volg op. So nou moet ons 3 opeenvolgende telgetalle soek en ons gaan dit neerskryf. So, telgetalle is gewoonlik met 'n is 'n n met 'n nulletjie is gelyk aan krulhakkie. OK. 0, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 34, 35, 36. OK, hulle volg op 49 en dan 58. Nou kan jy sien dat hierdie 3, 34, 35 en 36 is 3 telgetalle wat opeenvolgend is. So nou skryf jy neer 34, 35 en 36.